wil volgens met jou gesels oor perspektief. Nou, party van julle gaan presies weet wat dit is, party van julle gaan wonder wat dit is, maar om kort vir jou net vinnig te sê, wat's perspektief? Dit is hoe jy na dinge kyk. Hoe jy na sekere omstandighede en situasies, hoe kyk jy na dit, want jou perspektief bepaal eintlik wat gaan jy sien. Hierdie prentjie, wat's die eerste ding wat jy sien op die volgende prentjie? 'n 3. Dis 'n 3 wat jy sien. Of as jy links kyk, is dit nie miskien 'n M nie. Of miskien is dit 'n W. Dit hang af van jou perspektief. Dit hang af hoe jy daarna gaan kyk. Dit is hoe die lewe is. Iemand het eendag gesê, we don't see the world as it is. We see it as we are. Daar was eendag 2 mans in 'n tronk, en hulle het in presies dieselfde tronksel gesit. Hulle het uitgekyk na by dieselfde venster uit, en elkeen het sy eie skildery geskilder. En elkeen het sy eie prentjie gesien, en dieselfde venster uitgekyk, en dis wat hulle geskilder het. Dis perspektief. Jy sien nie hoe die wêreld is nie, jy sien hoe jy is. En dis presies wat hier gebeur. Nou, watter een sou jy nou gewees het daar? Want baie keer in die lewe perspektief is wat jy beleef en waardeur jy gaan op die oomblik in die lewe. As jy miskien op die oomblik deur iets gaan, of iets het hierdie week gebeur wat jy nie van gehou het nie, gaan jy 10-1 die een wees wat die tralies geskilder het. Of die ou vergelyking met 'n beker water. Is hy nou half vol of is hy nou half leeg? Ja. Dit hang af hoe jy daarna kyk. Daar's of min water in, of daar's nog baie plek vir nog water. Dit hang af hoe jy kyk. Dit wat jy op die oomblik gaan in jou lewe, bepaal absoluut hoe jy kyk na dinge in die lewe. Want dit gaan bepaal hoe jy dinge gaan doen. As jy negatief na die wêreld kyk of na omstandighede kyk, dan gaan jy negatiewe goed doen. As jy positief na die wêreld kyk, na omstandighede kyk, en dit wat gebeur in hierdie wêreld, dan gaan jy positiewe goed doen. Dit soos daai positiewe ding met Liewe Suid-Afrika, met hulle mooi paaie, en al die potholes, is dit amazing in hierdie lewe. Daar's geen ander land in hierdie wêreld wat se grondpaaie stuk geteer is nie. Dit hang af hoe jy daarna gaan kyk. Dis perspektief. Wat sien jy? Ek wens 'n mens se skedel het 'n zip gehad, wat jy so oop zip, en laat jy jou brein kan uithaal en hom daar neersit en afspuit of skoonblaas en al die spinnerikke aftrek en al die stof afkry, en ek weet van julle dink, ag, ek wens my vrou het so zip gehad. Dit sal amazing wees. Net om hierdie goed hier binne net reg te skuif en reg te trek en laat dit net weer reg werk. Op 'n dag kom 'n baie slim man in Lukas 10 na Jesus toe. Hy was 'n wetgeleerde in ons taal, hy was 'n prokureur, hy het die wette geken. Hy het geweet hoe werk wette. En hy kom na Jesus toe en hy vra vir hom die baie bekende vraag, en hy vra vir Jesus, Jesus sê ons, leer ons, hy is nou die slim man wat hy is. Wie is my medemens? Wie is my naaste? Ons almal ken die storie. Maar ek wil vir die storie lees, so volg dit saam met my. En Jesus antwoord, en hy vertel 'n storie van 3 verskillende persone. En dan lees ons in Lukas 10 vers 30 staan daar. Jesus antwoord toe met 'n verhaal. Weet jy, eendag was daar 'n man wat van Jerusalem na Jerigo gestap het. Langs die pad het 'n klomp rowers hom ingewag en hom behoorlik toegetakel. Hulle het hom ernstig aangerand, al sy geld en klere gevat en hom daar vir dood laat lê. Toevallig stap 'n priester 'n rukkie later daar verby. Maar toe hy die halfdooie man daar sien lê, het hy aan die ander kant van die pad verbygestap en gemaak of hy hom glad nie sien nie. Die priester was skaars weg of daar stap 'n leviet verby. Iemand wat in die tempel diens gedoen het. Maar hy het ook gemaak of hy die gewonde man raak sien nie en het verder gestap.
Toe kom daar 'n Samaritaan verby. Maar hierdie Samaritaan het gaan stil staan om te kyk wat met die beseerde man bekeer. Toe hy sien hoe die arme man lyk, het hy hom baie jammer gekry. Hy het dadelik die medisyne uitgehaal wat hy by hom in sy tas gehad het en die man se wonde skoon gemaak. Hy het hom toe verbind en versigtig op sy donkie getel. Die Samaritaan is toe na die naaste herberg toe. Daar het hy die man in die bed gaan sit en hom versorg. Die volgende oggend moes die Samaritaan verder reis. Hy sê toe vir die eienaar van die herberg: "Hier is geld om vir daardie siek man se verblyf te betaal. Sorg asseblief goed vir hom, en as die geld te min is, sal ek later die res kom betaal. Ek kom binnekort weer hier oorslaap wanneer ek van my reis af terugkeer." Sê my, wie van hierdie 3 mans was 'n medemens vir daardie arme man wat onder die rowers deurgeloop het? Wat dink jy? Het Jesus toe vir die kenner van die wet gevra. Hy antwoord toe: "Ja, wel, seker daardie een wat goed gedoen het aan die man wat aangerand is. Mooi so, gaan doen jy nou presies dieselfde as hy. Word 'n medemens vir elkeen met wie jy elke dag te doen het. Maak nie saak wie of wat hulle is nie," het Jesus geantwoord. In hierdie storie kry ons 3 verskillende perspektiewe. En ek wil hê jy moet jouself meet aan hulle. Waar is jy? By watter perspektief is jy in die lewe? En hierdie perspektiewe van hierdie 3 verskillende persone het hulle optrede bepaal. Hoe hulle hierdie man hanteer het. Die eerste persoon van wie ons lees in hierdie storie is die rowers. Nou die rowers se perspektief was: wat joune is myne en ek gaan dit vat. Hulle sien nie kom 'n man aangestap hierdie klomp rowers. Hulle takel hom toe, hulle slaan hom, hulle rand hom aan, hulle beroof hom en hulle los hom daar vir dood. Hulle perspektief rondom hierdie vreemde man wat op hierdie pad gestap het van: wat joune is myne en ek gaan dit vat. Maar miskien voel jy vandag: ag, dankie tog. Ek is daarom nie so nie. Ek is ten minste nie 'n rower nie. Ek is nie so mens nie, so ek val nie onder hierdie kategorie nie. Dis nie hoe ek lewe nie. Kom ons wees nie te verseker nie. In elkeen van ons is daar 'n rower. Die Bybel leer, ons is gebore in sonde. In elkeen van ons is daar klein bietjie rower. Nee, ek is nie 'n rower nie. As jy nie dink jy is een nie, dink bietjie aan 'n kleuter. Jy was ook 'n kleuter. Kom ek vertel jou gou-gou. 'n Kleuter se idee van eiendomsreg. As ek daarvan hou, is dit myne. As ek dit by jou kan vat, is dit myne. As ek dit net nou gehad het, is dit myne. As dit lyk soos myne, dan is dit myne. As jy dit neersit, is dit myne. As dit stikkend is dit joune. Ons almal het ergens 'n rower in ons. Ons almal het ergens 'n rower hier. Ons is gebore in sonde. Ons sit ergens met dit. Nou die tweede perspektief, en ek glo jy het by dit tyd daarom nou 'n bietjie gegroei. Jy's nie meer 'n rower nie, jy gaan nie net goed vat wat nie joune is nie. Ek hoop jy het nou al gegroei. Dis die perspektief van die priester en die leviet. Nou hulle het ook 'n perspektief gehad. Nou hulle perspektief is, wat myne is myne en ek gaan dit hou. Wat myne is myne, ek gaan dit hou. Hulle sien die man is in moeilikheid, hulle kom en sien, daar is die man, hulle sien is in moeilikheid, hulle sien hy het pyn, hulle sien hy het seer, en dink, wel, dis jou probleem. Dis jou probleem, en hulle draai om, hulle loop weg, en hulle gaan verby. Dit is nie ons issue nie. Jare terug, my oudste seun Ethan, ek dink hy gaan dit onthou nie, hy was seker 5 of 6, toe het ons in Kimberley gebly,
En ek het vir jou voor die tyd gesê, ek gaan dit nie vertel nie, want ek dink nie, jy gaan dit onthou nie, of jy dit as prins vergeet, maar nou herinner ek jou net aan hoe bad jy was. Toe het Kimberley net Kimberley het daar 'n McDonald's net oopgemaak. Nou die van julle wat, jy kan nou sê wat jy wil van McDonald's, maar hulle chips. Daar's iets in McDonald's chips. Ons is daar, en ons gaan kry chips, ons sit daar aan tafel, en dis nou 'n nuwe ding hierdie, ons ken nie McDonald's daar in die Noord-Kaap nie, hier sit ons by die tafel, en dis kort voor lank, as jy in McDonald's is, en jy sit, en 'n ou oorkant jou, al is dit jou eie kind, het 'n burger en McDonald's chips, as jy daai reuk kry, dan is daar iets in jou wat net gaan. En ek kon dit nie keer in my hand gaan het. En ek vat 'n chip, en ek druk hom in my mond. En die volgende oomblik, kyk iets en hy sê, wat maak pa? En hy trek dit goed nader en sê, dis myne. Dis myne hierdie. En ek dink myself, ek dink myself as pa, jy moet iets nou baie mooi verstaan, mannetjie. Baie, baie mooi. Ek dink dit myself. Ek het dit nog nie gesê nie, nog nie. Alrede hoekom jy nou chips voor jou het, is ek. Ek het jou hiernatoe gebring, ek het dit bestel, ek het dit betaal, dis al hoekom jy het, so by the way, kan ek jou chips vat, as ek wil. En ek sal hulle alles opeet, of ek sal counter toe gaan, en ek sal 30 pakke chips koop, en jou toe gooi met die goed. Come to think of it, dit sal amazing wees. As ouens jou net toegooi met chips, dit van McDonald's chips. En ek dink myself maar, hoe nou? Hy verstaan iets nie lekker nie. Ek het nie sy chips nodig nie. Maar ek wil hy moet deel. Ek wil hy moet met my dit deel. En hierdie was die perspektief van die priester en die leviet. En onthou nou, priester en leviet, dis kerkmense. En ons lees die leviet het nou net van tempeldiens afgekom. Hy het nou net by die kerk uitgestap. En hy sien daai man, en hy dink by homself, wat myne is myne, en ek gaan dit hou. 'n kerkmens. Hy het 'n gesindheid gehad, hy het 'n perspektief gehad van dis myne. Dit gaan oor wat ek wil hê, wat vir my lekker is, wat vir my gemaklik is. Dit in 'n sekere sin is hy selfsugtig. Elkeen van ons is ergens selfsugtig. Jy dink miskien, nee, nie ek nie. Jy het ook nie gedink jy's 'n rower nie. Ergens is daar iets in ons. Daar's soveel mense in vandag se tyd wat selfsugtig is. Mense is selfsugtig. Gaan kyk net die ouens wat by 'n vuuriging stop. Hulle wat wel stop. Jy tel vinnig. Daar dan ek doen dit. Jy wil heel eers kom. Hoekom? Ek wil ry. Ek. Hoor wat sê die Bybel oor dit? Filippense 2 vers 3 sê die volgende. Moenie net aan julleself dink of heeltyd aandag soek nie. Wees liewer maar die minste, sodat ander die meeste kan wees. Die Here vra jou en my vandag, hoe's jou perspektief? Myne is myne en ek gaan dit hou? Of het jy die gesindheid van ek gaan so leef, laat ander mense die meeste kan wees? Die Here vra ons om betekenisvol te leef, om 'n verskil te maak in mense se lewens rondom ons. Kom ek bewys jou gou vanmôre, jy is eintlik baie selfsugtig. Jou familie kuier, Kersfees kom. En almal is daar. En hulle sê, ons gaan 'n foto neem. En hulle neem 'n familiefoto. En jy vat die kamera en sê, wys my. En jy vat die selfoon en jy kyk. Na wie kyk jy heel eerste?
En dan jy kyk na jouself en jy sien jouself en as jy net, Jesus, ek lyk goed, as jy wil, baie mooi foto, baie mooi foto, stuur hom vir my, dit is so mooi foto. Wil jy neem die foto en jy kyk en jy sien, jy lyk nie so goed, kom neem oor, kom, neem hom oor, nee, kom ons neem die foto, ken julle dit? Kom ons neem die foto oor, jy judge die hele foto, daar's 15 op die foto, maar jy judge die foto oor jou, en jy sê jy is nie selfsugtig nie. Die rower sê, wat joune is myne, ek gaan dit vat. Die priester en leviet sê, wat myne is myne, ek gaan dit hou. En dan kry ons die perspektief van die Samaritaan. En ons ken hom as die goeie of die barmhartige Samaritaan. Hoekom? Want hy het 'n goeie perspektief gehad. Hy het 'n mooi perspektief gehad. Hy sê, wat myne is joune, en ek gaan dit gee. Dis 'n goeie, dis 'n mooi perspektief om te hê. En onthou nou, die rowers, die priester en leviet en die Samaritaan, het presies dieselfde belewenis gehad. Hulle het die man gesien. Die een groep vat, die ander groep sê, ek gaan niets gee nie. En die ander een, die Samaritaan sê, hulle kyk maar presies dieselfde ou, op dieselfde pad, dieselfde gebeurtenis, en hulle behandel die man elkeen op sy eie manier. Hulle het verskillende perspektiewe gehad. Jou en my perspektief in hierdie lewe is so belangrik, hoe ons na dinge kyk. Die lewe gaan nie so seer oor wat met jou gebeur in hierdie lewe nie. Dis oor hoe jy daarna kyk, gaan bepaal wat jy gaan doen omtrent dit. As daar negatiewe goed met jou gebeur in die afgelope tyd, of jy beleef sekere goed, moet nie jou perspektief negatief maak nie. Soek in dit, hoe jy reg daarna kan kyk. Want die barmhartige Samaritaan sê, wat myne is joune, en ek gaan dit gee, ek gaan jou help, ek gaan jou lewe beter maak. Dis wat die goeie barmhartige Samaritaan doen. Maar daar's nog een perspektief wat hoër is as hierdie een. Daar's 'n beter een as hierdie een. En ek glo dis die Here se doel en die Here se plan vir ons lewens, is hierdie volgende perspektief. Hy sê, wat myne is nie myne nie. Ek gaan dit bestuur. Wat myne is nie myne nie. Ek gaan dit bestuur. Ek wil vandag vir jou sê, jou goed, jou dinge wat jy het in die lewe, dis nie jou goed en jou dinge nie. Dis nie joune nie. Jou geld, dis nie joune nie. Jou huis, jou kar, dis nie joune nie. Jy moet dit net bestuur. Dis alles die Here se. Psalm 24 vers 1 sê die volgende: alles op hierdie aarde is die Here se. Ja, die aarde self en alles wat daarop leef en beweeg is syne. Jakobus 1 vers 17. Elke goeie gawe en volmaakte geskenk kom van bo. Alles wat jy het vandag, alles, dis nie joune nie. Wat myne is nie myne nie. Ons werk, ons verantwoordelikheid is om dit net te bestuur, om eer aan hom te bring. Dit is die regte perspektief om te hê in hierdie lewe. Dis nie jou goeders nie. Dis nie. Gister het ek vir die kinders gesê, Ethan kom kuier hierdie naweek, en as jy hier, en gister het hulle gesê, ons gaan vandag pizza eet, na kerk. Ek sê vir ons gaan vandag pizza eet na kerk. Maar vanoggend toe ek in die kar kom, en ek gaan deur my beursie. Nou is nie rarig geld nie. Dan dink ek myself, as ek net R200 het, dan kan ek daai special by. Ons het pizza vanmiddag. Waar was ek nou? Ek dink myself, Jesus, ek moet dit elke Sondag doen. Jy dink by jouself, wat het nou daar gebeur?
Daai kerk is 'n cool kerk. Wie wil nog saam met my kom? Wat wil julle eet vanmiddag? Wat wil... Hoekom het Rou so vinnig opgestaan en die geld vir my gebring? Ek het voor die diens vir haar die R200 gegee en sê, wanneer ek sê van dit, dan bring jy dit vir my. Dis hoekom sê dit so maklik en so vinnig bring. Hoekom? Dis nie haar sinne nie. Hoekom? Hoe weet ons dit? Want nie een van julle het ook opgestaan en dit gebring nie. Sy het dit so maklik gebring, want is nie hare nie. Dit was myne, wat ek vir haar gegee het en gesê, wanneer ek dit noem, dan bring jy net my geld vir my terug. Okay? Wat hare was, is nie hare nie, sy het dit net bestuur, sy het dit maar net gebring. Ons gee iets baie maklik as dit nie ons sin is nie. Gee my R1 miljoen, dan weet jy hoe maak ek deel ek dit uit. Gee my klop goed, dan weet jy hoe vinnig deel ek dit uit. Dit is mos nie myne nie. Maar ons verstaan partykeer nie iets in die lewe nie. Die Here, ek dink dis hoekom ons soms in die lewe as kinders van die Here nie so generous en vrygewig is nie, omdat ons nog nie verstaan het, wat myne is nie myne nie, dis syne. Ek bestuur dit net. Die Here vra vir ons om te dien en om te gee en om lief te wees vir mense en om die minste te wees en ander mense help om die meeste te voel in die lewe. As ons net gaan verstaan, dit wat ek het, is nie myne nie. Alles kom van die Here af. Alles behoort, dit kom nie net van hom, dit behoort aan hom. Jy bestuur dit net, dis nie joune nie. Maar as jy vandag hier so sit en dink, ja maar, dis my goed, dan wil ek jou net 'n vraag vra. Wanneer jy sterf, hoeveel vat jy saam? Just a thought. As ek courier guy toe gaan, en ek gaan met die counter toe en ek sê vir die ou daar, hoor hierso, hierdie pakkie, gaan ek stuur. En ek stuur hom vir Casey. En ek bel vir Casey en sê, hoorie Casey, daar's 'n pakkie op pad na jou toe, jy sal hom môre kry, is overnight, counter to counter, jy sal hom kry. Môre bel hy my, sê, hoorie Johan, daai pakkie wat jy my gestuur het, ek het hom nog nie gekry nie. Sê, dis onmoontlik. Dis net onmoontlik, want dis in Vanderbijl, jy's in Vanderbijl, dis overnight, dis counter to counter, jy moes al my oggend gehaal het. Ek klim in my kar en ek gaan courier guy toe. En ek vra vir die ou wat daar werk en sê, hoorie meneer, sê my gou, ek het gister 'n pakkie, hy sê, ja, dankie. Ek sê, daai pakkie wat ek gebring het, hy sê, yes, dankie, yes, ek het dit oopgemaak, dankie, ek waardeer so wat jy vir my gegee het. Nee, dit was nie joune nie. Jy moes hom net gaan aflewer het. Jy was net die delivery boy. Dit was nie joune nie. Ons almal is net delivery boys. Die Here kom en hy gee vir ons elkeen ons eie ou pakkie. Hy gee vir ons, dit wat joune is nie joune nie, jy's daar om dit te bestuur. En die Here vra jou en my, dit wat jy gekry het, dis nie joune nie. Jy's daar om te dien, jy's daar om te help, jy's daar om te gee, jy's daar om 'n verskil te maak in mense se lewens rondom jou. Dit is waaroor dit gaan. Dit is die grootste en die belangrikste en die regte perspektief wat ons moet hê in hierdie lewe. Wat myne is nie myne nie. Alles kom van die Here af. My werk is net om dit te bestuur en te vra, by wie moet ek dit uitbring? Waar kan ek help? Waar kan ek mense se lewens beter maak? Miskien moet ons net vanmôre kom en sê, Here, hier is my hande. My lewe vir U. Kom en gebruik my. Ek gee myself opnuut. Help my, Here, om iemand te wees, 'n offer van diens, wat ander mense aanraak. Dis waarvoor die Here ons geroep het, om 'n verskil te maak. Lukas 10, hierdie gedeelte wat ons gelees het. Toe Jesus die storie klaar vertel het, toe vra hy vir daai wetsgeleerde. Nou wie was nou die regte ou?
Sê nee, daai Samaritaan. Toe sê Jesus vir hom, gaan word 'n medemens, gaan word 'n naaste, vir elkeen met wie jy elke dag te doen het. Dit maak nie saak wie jy is nie. Want wat ek vir jou gegee het, dis nie joune nie. Jy moet dit net bestuur. Ons is daar om te dien. Ons is daar om mense raak te leef en 'n verskil te maak in mense se lewens. Dit is 'n baie eenvoudige boodskap. As jy net vanmôre net kom vat en sê, Here, hier is my hande. Dis my lewe vir U.